hoop het gaan goed met jou. Welkom hier by Inspireer. Lekker om saam met jou tyd te spandeer. Ons gesels hierdie week oor die vreugde van die Here. Hoe lyk dit wanneer ek en jy leef met die vreugde van die Here? Hoe bekom ek die vreugde van die Here? En ek dink belangriker is dit, hoe leef ek dit uit? Hoe wys ek op 'n eerlike en opregte manier vir mense dat ek is bly om 'n gelowige te wees? Partykeer is ek nie oortuig nie. Ek het al mense sien sing vir die Here en hom aanbid, dan dink ek, weet jy hy het opgestaan? Weet jy, hy leef vandag, hy is nie net dood nie, hy het opgestaan, hy leef, hy's 'n oorwinnaar en ek en jy in hom. En mag dit nie nooit ek en jy wees nie, mag ons altyd vreugde wys, 'n werklike vreugde wat net vanaf God kom. En ek wil met jou deel vandag daar in Spreuke 17, 'n vers wat vir my 'n wonderlike vers is, en die Engels sê dit so mooi. Hy sê dat the joy of the Lord, hy sê the joy is like good medicine, maar ek lees weer die Afrikaans, hy sê vreugde en geluk is goed vir jou gesondheid, depressie kan jou knak. So vreugde en geluk is goed vir jou gesondheid. En wanneer hy sê gesondheid, bedoel hy nie net ons geestesgesondheid nie, maar hy bedoel ook ons fisiese gesondheid. En daar's soveel studies wat wys dat stres nog steeds die grootste bydraende faktor is tot dinge soos hartaanvalle, selfs diabetes. Mense wat konstant met stres loop, mense wat konstant onder druk en gebuk deur die lewe gaan, is mense wat se gesondheid daaronder ly. En ek het nou eendag 'n studie gesien van 'n man wat 'n dokter wat gesê het, dit is erger om so te loop en te bekommer as wat dit is om regtig te rook en te drink. Hy sê dat die effek wat dit het, nie net op ons geestesgesondheid nie, maar op ons fisiese, ons liggaamlike gesondheid is ontsettend erg. Daarom sê hy hierso, hy sê dit is goeie medisyne vir ons. Wanneer ek en jy loop deur die lewe met die vreugde van die Here, kan dit ons die wêreld so goed doen, letterlik. Dit kan maak dat ek en jy gesonder is, dat ons meer gefokus is, dat ons siege net beter is, dat ons beter voel oor onsself. Maar meer as dit, ons sal ook goeie medisyne wees vir die mense om ons. Weet, soms is daar iemand in ons lewe wat net nodig het dat ek en jy, al is dit net 'n grap of 'n lekker glimlag of wat dit ook al mag wees, net met hulle deel. Mense het nodig, mense het daai medisyne nodig en ek en jy kan daai mense vir hulle wees. Mense wat ander inspireer, ook deur hulle vreugde. Hoekom is ek en jy so vreugdevol? Hoekom is ons so bly? Hoekom beleef ons net hierdie joy wat ons in ons harte het? Want ek en jy het Christus en ek en jy weet wat ons identiteit in hom is. So, mag dit ons storie wees, mag ons mense inspireer, mag ons gesondheid beter wees en ons geestestoestand beter wees as gevolg van die geluk, ons vreugde wat ek en jy net by Christus kry. Mag jy 'n fantastiese, 'n gelukkige dag hê en 'n gesonde toekoms. In Jesus naam, bless jou, 'n lekker dag.